Ons groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg om weer so saam te kan wees en om onsself so te kan skaar rondom die woord van die Here. Dankie dat jy by ons aangesluit het in hierdie dag. Terwyl ons in hierdie dag gaan stilstaan by 'n onderwerp waarmee ons kan identifiseer in hierdie dag, veral in die tyd waarin ons leef. As mens moet die baie uitdagings wat ons in die gesig staar, kan ons miskien in hierdie dag saam met die disippels uitroep: Meester, gee U dan nie omdat ons vergaan nie. Wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons hier is 'n pragtige gedeelte wat opgeteken is in die woord van die Here in die boek Markus hoofstuk 4. Hy kom en hy beskryf die dag van die Here, hoe die dag van die Here verloop het, hoe dat hy gerede toos het saam met die fariseërs, en hoe dat hy later daardie dag gaan het, en hoe dat hy die skare bymekaar gekry het, en hoe dat hy hulle geleer het. En die woord van die Here kom en hy gee vir ons 'n blik op die Here Jesus se bediening, gedurende nog 'n lang en 'n bedrywige dag in sy lewe. Wanneer ons kyk daarna, die konfrontasie van die fariseërs moes hom uitgeput het, en dan daardie bediening, die bediening waar hy gesit het in die boot en waar hy vanuit hierdie skei die skare geleer het, en dit moes baie van hom geverg het, want aan die einde van die dag, toe kom hy en hy nooi sy disippels om saam met hom in die skei te klim, en hy gee vir hulle 'n bevel, en hier is die bevel. Hy sê, laat ons oorvaar na die ander kant. Oorvaar na die ander kant? Ja, op pad na die ander kant het 'n uitgeputte Jesus aan die slaap geraak in die agterkant van die skei. Weet jy wat wonderlik is dat wanneer ons kyk na die lewe van die Here Jesus, dan sien ons dat hy was 'n mens gewees in die opsig. 'n Uitgeputte Jesus is hier 'n toonbeeld van sy menslikheid gewees. Hy het ook moeg geraak. Daarom kan hy begrip hê vir ons swakhede, en hy kan simpatie hê wanneer ons moeg en afgemat raak. Sy disippels was natuurlik geharde vissermanne, soos wat jy weet, en hulle was ongekend in hulle ervaring rondom die see van Galilea. Hulle het op daardie water gevaar, en hulle het vis gevang in die dag en in die nag, en jy kon hulle niks leer van die water van die see van Galilea nie. Nee, die woord van die Here kom, en die woord van die Here leer vir ons dat onderweg na die ander kant het iets gebeur. En hier is dit: 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Dit was 'n storm van ongekende krag en intensiteit, en die disippels het geskrik vanweë die geweld van hierdie groot, magtige storm. Die woord van die Here sê, en hulle het gevrees vir hulle lewe. Gevrees vir hulle lewe, hoe weet ons dit? Want daar was daar die benoude uitroepe gewees. Die uitroepe van Jesus, Meester, gee U nie omdat ons vergaan nie? Kom ons sluit vandag by Jesus en sy disippels aan, terwyl die storm van die lewe hulle lewe trotseer. Wat sê jy? Ja, hulle bevind hulle self in 'n hopelose situasie. Dit blyk dat daar geen uitkoms gaan wees uit hierdie eenheid nie. Wat hulle daardie nag beleef het, kan ons vandag baie uit leer, veral in die tyd waarin ons leef. Daarom wil ons sê, eerstens, kom ons aanskou die realiteit van hierdie storm. Die realiteit van hierdie storm word beskryf in vers 37 van Markus hoofstuk 4 met hierdie woorde. Hy sê, en 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word.
Wanneer ons kyk na hierdie gedagte rondom die realiteit van die storm, dan val die volgende op. En dit is dat hierdie storm was 'n onverwagse storm gewees. Hulle het dit nie verwag nie. Nee, Markus kom en hy sê vir ons, en 'n groot stormwind het opgekom. 'n Stormwind. 'n Storm soos hierdie het gewoonlik nie snigs voortgekom nie, want die disippels het met hul vertrek nooit ooit kon droom dat hulle so 'n storm tegemoet sou gaan nie. Maar 'n verwoede storm het gekom. Wat sê dit vir jou en vir my? Dit sê vir ons dat in hierdie lewe kan alles in een oomblik se tyd verander. Jou rustige lewe kan in een oomblik se tyd omgeswaai word in 'n geveg vir jou lewe. In een oomblik se tyd kan dit wat jy geniet, wat mooi is, en wat geklassifiseer kan word onder, hoor hierdie is mooi weer, kan in een oomblik se tyd verander, in 'n oogwink se tyd verander, en dan bevind jy jouself in 'n verwoede storm. Een telefoonoproep kan 'n verskil maak. Een aankondiging kan alles omkeer. Een doktersbesoek kan wanhoop bring in jou lewe. Een tik van die horlosie kan alles omvergooi. Dit is die onsekerheid van die lewe waarin ek en jy onsself bevind. Weet jy wat? Midde 'n verwoede storm sien ons dat hier kom hy in Johannes 14 vers 1 en hy kom en hy sê, daar sal storms wees. Ek en jy moet genoeg neem daarvan. Hy sê dat die mens uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. En vandag bevind jy jouself in een van 3 plekke. En hier is hy. Jy kom uit 'n storm uit, of jy is in die storm, terwyl ons hier met mekaar praat, of jy is op pad na 'n storm toe. 'n Onverwagse storm is deel van die lewe. Een of ander tyd kruis dit die pad van die mens. Wat opval is, wanneer ons kyk na die realiteit van die storm, dan sien ons dat hierdie storm was genadeloos gewees. Hierdie storm het sy aanval op die boot voortgesit. 'n Boot was in die water en die water was in die boot. Wow, kry die beeld. Die boot is in die water en die water is binne in die boot. En hier is die uitroep, ons gaan vergaan. Meester, ons gaan vergaan. Jy sien, wanneer die storms van die lewe kom dit met mag en kom dit met mening. En dit vul die mens se lewe met angs en dit vul die mens se lewe met vrees. En daar is die storms van die lewe wat jy name kan gee. Miskien is dit 'n storm van lyding, miskien 'n storm van smart en pyn, of teleurstelling, 'n storm van neerlag of verwerping, 'n storm van 'n verbrokkelde verhouding. Miskien is dit die storm van 'n COVID-19 pandemie, en ons kan aangaan en aangaan, maar wat vasstaan is dat hierdie storm was ongehoord gewees. Die vraag is, waar het hierdie storm vandaan gekom? Was dit vanweë 'n natuurlike oorsaak of natuurlike toedoen, of was dit bonatuurlik gewees? As ons sê dit was bonatuurlik, dan moet ons die vraag vra, was dit dan gewees deur die toelaatbare wil van die Here, of het dit geskied deur die gebiedende wil van die Here? Die vraag is, het die Vader hierdie storm gestuur om die disippels te leer om op Jesus te vertrou? Dit is baie waarskynlik ja. Die woord van die Here openbaar nie die bron van hierdie storm nie. Nee, wat sê dit? Die storms in die mens se lewe kom van verskillende bronne of oorde af. Soms is die mens, ek en jy, die argitek
van ons eie storms. Jy sê, kan jy dit sê? Ja, die woord van die Here verklaar in Galasiërs 6 vers 7, hy sê, moenie dwaal nie, want God laat hom nie bespot nie, want net dit wat die mens saai, dit sal die mens ook maai. Dit staan vas. Daarom in hierdie dag, waar kom die storms vandaan? Wel, kom ons wees eerlik met mekaar en ons sê, soms laat die Here die storms in ons lewe toe, soos wat hy gedoen het in die lewe van Job. Of, soms is dit die duiwel, soms is die duiwel die skepper van die storms in ons lewe. En hierdie dag kom die woord van die Here en hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die tweede ding wat opval is, aanskou die realiteit van hierdie storm. Die realiteit van hierdie storm, ja, die storm was in hulle gesig gewees. Kyk wat sê hy in die woord. Hy sê, en toe dit aand geword het op daardie dag, het hy, dit is die Here Jesus vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. Vers 36 van Markus 4, hy sê, en hulle het die skare verlaat en hom, dit is Jesus, net soos hy was, saamgeneem in die skei, en daar was ook ander skytjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skei geslaan, sodat dit al vol wou word. Maar hy, dit is Jesus, was agter op die skei aan die slaap op die kussing, en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie? Wow, die storm was eg gewees. Die wind was in hulle gesig. Die water was oor hulle klere en oor hulle lyf en binne in die boot ingewees. Die boot was gevul gewees met die water. Dit was skrikwekkende oomblikke gewees. Dit was vreesaanjaende oomblikke gewees. En hierdie dag wil ons sê, dat wanneer die storms van die lewe kom, kan jy dit voel, mense. Wanneer dit kom dit partykeer met geweld en is ongenaakbaar, soveel so dat dit skud jou wêreld, soveel so dat dit raak aan jou lyf, soveel so dat dit ruk jou hart en dit skud en dit woel jou emosies. En weet jy wat? Soms laat dit die mense lewe aan skerwe. Die storms van die lewe kom en dit toets baie keer ons geloof. Toets jou geloof. Hier kom die disippels en hulle verkwalik die Here Jesus. Hulle het hom hoor leer. Hulle het hom hoor spreek. Hulle het gesien hoe dat hy wonderwerke doen. En nou kom hulle en hulle verkwalik hom met hierdie woorde, Meester, gee U nie om nie. Gee U nie om nie? Aanskou hulle probleem. Hulle probleem is dat hulle oë is gefestig op die storm. Hulle oë is gefestig op die probleem. Hulle oë is gefestig op die bedreiging, gefestig op die gevaar, in plaas daarvan dat hulle oë gefestig is op Jesus, wie hulle antwoord en oplossing tot die probleem en die gevaar en die bedreiging is. Hulle oë was gefestig op die probleem en nie op die probleemoplosser nie. Daarom in hierdie dag wil ons sê dat menigmal wanneer die storms van die lewe woed, dan kan ons identifiseer met die uitroep van hierdie disippels wat in benoudheid uitroep, Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie. En dan maak jy dit persoonlik en jy sê, Here, waar is U? Here, het U my verlaat? Here, gee U dan nie om dat ek vergaan binne in hierdie omstandighede nie, wat die aard daarvan ook al mag wees? Weet U wat? Hier is goeie nuus. Die Here wat jy dien sal jou nie tot hier te bring en jou nou in die steek laat nie.
Want die goeie werk wat hy in jou lewe begin het, sal hy klaarmaak, o pelgrim. Wow, sy instruksie was dan gewees aan sy disippels, kom dat ons oorvaar na die ander kant. Hy het dit nie in gedagte gehad dat hulle net 'n eind moet wegvaar en dan moet daar 'n storm wees wat hulle gaan vernietig en 'n storm wees wat hulle om die lewe gaan bring nie. Nee, ver daarvandaan. Mense, die Here het jou nie tot hier toe gebring om jou nou alleen te laat nie. Nee, sy instruksie was, kom dat ons oorvaar na die ander kant. Sy belofte aan jou in hierdie dag, Romeine 8:28, hy sê dat alles werk mee ten goeie vir hulle wat die Here liefhet. O, het jy die Here lief in hierdie dag? Natuurlik het jy hom lief. Daarom kan hy die storms in jou lewe vat en hy kan dit omdraai en hy kan die mooi daar uithaal, want hy beloof in sy woord, hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy beloof in sy woord, hy sal jou nie begewe nie en hy sal jou ook nie verlaat nie. Daarom aanskou die rede vir die storm. Was daar 'n rede vir hierdie storm? Jy sien, die storms van die lewe kan onder een van 3 afdelings geplaas word. As ons dit moet saamvat, dan kan ons sê dat die storms van die lewe kan ons benaam deur te sê, daar is storms van teregwysing. Teregwysing, ja, om jou op die regte pad te plaas, of om jou rigting te verander, of om jou gang te verander. Die tweede kategorie is storms om jou te vorm. Die Here kan die storms van die lewe gebruik om jou te vorm na sy beeld, na sy gestalte. O, hy kan jou op daardie plek bring waar jy deur die storms van die lewe hom soek en so naby aan hom kom, weet jy wat, dat hy jou oor oopmaak geestelik, dat jy sy stem kan hoor en dat jy die hartklop van die Vader vir jou lewe kan voel. Die derde kategorie is die storms van die lewe wat jou fokus verander. Jou fokus verander? Ja, jou fokus verander dat jy hom beter sal leer ken. Met hierdie COVID-19 pandemie wat wêreldwyd besig is om sy tol te eis, het hierdie pandemie gemaak dat mense se fokus verander het. Mense wat afgedwaal het van die Here, mense wat die Here begin vergeet het in hulle lewe, se fokus is gedraai. Die storm van hierdie pandemie, die storm van die uitdagings van hierdie lewe, het mense se fokus gedraai, dat mense weer besig is om die aangesig van die Here te soek soos nog nooit van tevore nie, want hulle weet as die Here nie opstaan in hulle lewensboot nie, en as die Here die storm nie stil maak nie, verseker sal hulle dit nie maak nie. Daarom, die storms van die lewe help ons om die Here beter te leer ken. Maar ons wil afsluit in hierdie dag en ons wil sê dat wanneer die Here in jou lewensboot is, het jy 'n voordeel. Baie interessant, vers 36 sê vir ons, en daar was ook ander skytjies by hom gewees, maar net een skyt het die Here van heerlikheid ingehaat, en dit is die skyt waarin jy wil wees, nie in een van die ander skyte nie, jy wil in die skyt wees waar die Here in is. Terwyl jy op die lewensoseaan besig is om te vaar met jou lewensboot, maak seker dat Jesus van Nasaret in jou lewensboot is. Om Jesus in jou lewensboot te hê, maak die wêreldse verskil, want dit gee vir jou hoop. Dit gee vir jou verwagting. O, die disippels kon Jesus aanroep, omdat hy by hulle was. Hulle kon sien hoe dat hy gesag neem oor die storm, omdat hy by hulle was. Hulle kon sy vrede ervaar, omdat hy by hulle was. Die vraag, is Jesus vandag in jou lewensboot? As hy nie is nie, hoe gaan jy staande bly teen die storms van die lewe? Vandag is 'n goeie dag om hom in te nooi in jou lewe in.
as hy nog nie daar is nie. As hy in jou lewensboot is, dan is vandag die dag wat jy hom kan loof, wat jy hom kan prys, en wat jy hom kan aanbid vir sy trou aan jou bewys. Die goeie nuus is, o pelgrim, dat hy gee om. En wanneer die donker wolke saampak, wanneer die wind van uitdagings begin om te waai, en wanneer die golwe van ongunstige omstandighede teen jou lewensboot vasslaan, nooi hy jou uit met hierdie woorde in Psalm 50 vers 15. Hy sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Die boodskapvertaling is so pragtig, so op die man af. Hy kom en hy sê, as jy probleme het, roep my om te help, en ek sal jou help, sê die Here, en jy moet vir my dankie sê. Is jy gereed? Jy kan een van twee dinge doen. As jy nie seker is dat die Here saam met jou in jou lewensboot is nie, dan kan jy hom nou innooi. En as jy weet dat jy weet hy is saam met jou in jou lewensboot, het jy nie nodig om te vrees nie, het jy nie nodig om angstig te raak nie, het jy nie nodig om bang te wees nie, want jy weet dat hy is in jou lewensboot. En daarom sal jy nie ondergaan nie, maar jy sal oorgaan. O, jy gaan dit maak, o pelgrim. Dit maak nie saak wat staan op teen jou in hierdie lewe nie. Dit maak nie saak hoe groot die uitdagings van die tyd is nie. Wat saak maak is dat jy sal weet dat die Here wat jy dien gee om. Hy stel belang. Hy sal jou nooit ooit in die steek laat nie. Daarom het jy nie nodig om te vrees nie. Jy het nie nodig om uit te roep soos die disippels uitgeroep het, Meester, gee u dan nie om dat ek vergaan nie. Weet verseker in hierdie dag, hy het sy lewe vir jou aan die kruis gegee, omdat hy omgee vir jou. Hy het sy lewe gegee, sodat jy vandag kan lewe. Kom dat ons oorvaar na die ander kant, terwyl hy saam met ons in ons lewensboot is. Kom ons sê vir hom dankie. Bemiddelike Vader, U is so wonderbaar. In hierdie oomblik van tyd eer ons U vir U liefde onbeskryflik groot. En Here, dankie dat ons in hierdie dag die goddelike versekering het in ons hart en lewe, dat terwyl ons besig is om met ons lewensboot op die lewensoseaan oor te vaar na die ander kant, dat wanneer die storms van die lewe kom, ons nie nodig het om te vrees nie. Ons nie nodig het om soos die disippels uit te roep, Meester, gee U dan nie om dat ons vergaan nie. Dankie dat ons die beloftes van die woord het, en dat ons onsself kan vasanker aan daardie beloftes, wetende dat U sal ons nie in die steek laat nie. U sal ons nie begewe nie. U sal ons nie verlaat nie. Wetende dat U is ons herder, en U is die een wat ons deurdra. Dankie dat ons in hierdie dag die goddelike sekerheid het, dat U saam met ons in ons lewensboot is. As daar diegene is in hierdie dag, Here, wat daardie vertwyfeling in hulle harte het, wat sê, ek is nie seker of die Here saam met my is in my lewensboot, saam met my is in hierdie storm nie, vra ek, Here, dat wanneer hulle nou U uitnooi om deel te word van hulle lewe, dat U net sal kom en dat U intrek sal neem, dat U beheer sal neem van hulle lewe, beheer sal neem van hulle omstandighede, en dat U wonderlike vrede in elke hart, siel en lewe sal uitgiet in hierdie tyd. Dankie dat ons in hierdie oomblik kan dink aan hulle wat in benoudheid verkeer, soos wat die disippels benoud was. Dankie dat U opstaan in hulle lewe, en dankie dat daar waar storms is, dat U daardie storm gebied om stil te word, dat daar die wind sal gaan lê in die naam van Jesus Christus, en dat die vrede van die vrede koning in hierdie tyd geopenbaar sal word op 'n bo
natuurlike wyse. Ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Ons wil van hierdie geleentheid gebruik maak om weer eens dankie te sê. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons waardeer jou. Baie dankie dat jy deel was van hierdie aanbieding. Rus in die Here. Rus in die almag van die Here. Rus in die wete van die heerlike feit. Hy sê, hy sal jou deurdra. Hy sê, wanneer jy benoud raak, jy mag roep. Roep hom aan in die dag van benoudheid. Hy sal jou uithelp, maar jy moet hom eer. Laat ons toe om by hierdie geleentheid ook vir u baie dankie te sê, vir u troue liefde in hierdie tyd, teenoor die Here, teenoor die werk van die Here. Dankie vir jou getroue ondersteuning aan die werk van die Here. Ons het groot waardering vir jou. Weet vir seker in hierdie tyd dat, al het ons jou nog nie gesien in die huis van die Here nie, ons kyk uit daarna om jou te sien. Ons verwagting is groot om jou te sien in die huis van die Here. Maar weet dat jy is in ons gedagtes, jy is in ons harte, jy is in ons gebede, en ons gebed is dat die Here jou in hierdie tyd ryklik sal seën. Amen.